Ons gaan hom weer sing. Toe ons hierdie lied nou gesing het. Het jy gedink wat jy sê? Of het jy so in die straif gekyk, wat doen ek? Want ek is redelik besig. Hoe mooi lyk die pianis vanmôre, en hoe kwaai is haar ma vanmôre, en sulke goedjies. Wie kom met 'n nuwe kar by die deure, en wie is daai nuwe mense wat daar agter sit? Of het jy vir 'n oomblik gedink, wil ek regtig gereed wees? Wil jy regtig gereed wees? Hier is 'n paar bang amens, een wat baie braaf klink. Wil jy regtig gereed wees? Is jy bereid om die tweede stap te doen? Is jy bereid om die tweede myl te loop? Dis dan nie een amen. Ek wil hê jy moet hierdie lied weer sing. Maar ek wil hê jy moet konsentreer. Kyk elke woord. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Wie kom? Jesus kom. Vir die bruidegom. As hy ons kom haal. Hy gaan nie almal kom haal nie. So daai ons. My ouma het altyd gesê, hoeveel ons het jy in jou pond? Is jy gereed? Wil jy gereed wees? Here Jesus, die salwing van die Heilige Gees sal ons oortuig vanmôre. Nie ek nie, ek staan saam met hierdie groep mense vanmôre. En ek weet nie, Here, altyd wat om te sê en wat om te doen en wat reg en verkeerd nie, maar ek weet die salwing van die Heilige Gees sal elkeen van ons oortuig van reg en verkeerd. In Jesus naam. Elke woord. Halleluja.
Amen. Baie dankie julle. Kan die sitplek neem. Baie keer, as ek altyd sê, ek het baie langer dae gesit voor ek hier kom staan, ek het so baie min verstaan, hoe voel dit om hier te staan. En baie keer, ek is verskriklik versigtig, ek wil amper sê bang vir tradisie. Tradisionele kerk hou. Tradisionele aanbidding, gewoontevormende godsdiens. En dis waar ek hierdie storie gesit het, want ek het 'n groot stryd gehad, ek was deur die nag baie wakker om te bid. Want dis nie so maklik as wat dit baie keer lyk nie. Ek sê altyd vir die ou pastore, kom het julle vir ons jong pastoortjies toe ek nog jong was, gelieg. Ek kan nie vir jou gelieg nie, seker dit so maklik laat lyk. En ek is vir niemand bang nie, en ek is nie bang vir die ouens wat van my skinder of my sleg sê nie. Ek is nie bang vir die ouens wat groot is en sê hulle gaan my aan my baadjie ruk nie. Ek is bang dat ek nie die woord sal bedien soos God verdien om sy woord bedien te word nie. Ek is so bang, ek sê die verkeerde goed. Ek sê goed wat ek nie moet sê nie, en die goed wat ek moet sê, dit sê ek nie. Ek wil nooit in my eie krag hier staan, in my eie wysheid hier staan nie. Nooit. Daarom is dit so belangrik vir die salwing van die Heilige Gees. Want net die salwing van die Heilige Gees sal my en jou oortuig van wie en wat ek regtig is. Nou wil ek nie kerk hou nie, dan wil ek my baadjie uittrek en ek wil hier op 'n stoel kom sit en ek wil sê, kom ons chat net vanmôre. Kom ons vergeet preek en prediking en ek bedien die woord al vir jare. En eendag vat ek een van my woord wat ek bedien het, ek hou nie daarvan om te sê ek preek nie, want ek kan nie preek nie en ek wil nie preek nie. En ek gaan nooit begin nie en ek stuur hom vir 'n professor by 'n teologiese college. En ek sê vir hom, ek wil hê jy moet luister na hierdie woord en jy moet my 'n punt gee. Ek wil daarom baie jong mense as hulle hier staan, dan dink hulle, ag man, ek is bietjie bokant hierdie ouens. Hierdie ouens is dom en ek is die pastoor en I know it all. En dan sê ek vir hulle, julle jong latte, julle moet besef, wie's groter kinders van die Here as wat jy ooit gaan wees. Hier's mense wat die Here dien langer as wat jy oud is. So moenie hier staan en dink jy's verhewe nie. Wees maar klein. Laat God jou verhoog, nie jouself nie. En die professor luister na die woord en hy bel my en hy sê vir my, hy sê, Ben, ek sou jou gedop het, ek sou jou 0 gegee het vir jou woord. Ek sê, wow, okay. Hy sê, maar ek sal vir jou dit sê, baie ons gaan tot bekering kom as gevolg van wat jy gesê het. Ek sê, dankie Here, dis al wat ek wil weet. Ek wil nie een of ander dokter of professor wees nie. Ek wil net Ben wees. Ek wil baie keer lus om net hier te staan en te praat. Vir jou te sê, jy noem jouself 'n Christen. En as ek sê jy, bedoel ek ons. Dit sluit my in, ek het dit nou iewers hier gesê, ek kan nou nie onthou waar nie, dat as jy hier is, moet jy niks van jouself probeer dink. Moenie dink jy's goed nie, net God is goed. Jesus het dit gesê, toe hulle vir hom sê, hy is goed, toe sê hy, nee, ek is nie goed.
Net God is goed. Ek is 'n Christen. Hoekom dink ons is Christene? Kom ek sê vir jou, ek dink ek is 'n Christen want ek behoort aan 'n baie groot en vername kerk. Dis wat mense sê. Ek glo ek is 'n Christen want ek het hierdie befaamde leraars. Hulle is so slim. Paul Washer sê, waar gaan die afval begin? In die kerk. En waar gaan dit begin in die kerk? Op die kansels. Die afval begin hier, waar mense nie meer die woord van God bedien nie, maar hulle eie reëls maak, hulle eie woord bedien. Omdat mense graag wil hê julle moet almal vir die stommes skree, sê ek, as jy vir die stommes skree, dan gaan jy hemel toe, jy gaan nie hemel toe nie. Mense, predikers, leraars, het afgewyk van die woord af. Daarom is ek oorversigtig. Ek gee my 10de en partykeer die tannie sê vir my, ek het besluit, ek gaan nie meer my 10de gee nie, ek gaan baie meer gee, ek gaan 'n 20ste gee. Nou almal wat wiskunde verstaan weet nou, dis die helfte van 'n 10de. Ek is betrokke. Ek mis nie 'n diens nie. Dit klink so romanties. Ek dink dis een van die grootste tradisies in die kerk wat verskriklik gevaarlik is om die woord van God, die prediking, die musiek, die aanbidding cheap te maak, te romantiseer. Hier is nie 'n roman nie. Hier is 'n tweesnydende swaard. Hier is 'n tweesnydende swaard wat hierdie sogenaamde Christene wat almal op pad is hemel toe, gaan sny tot op die been. En waar gaan hy begin? By my. Ek wat hier staan. Ek irriteer baie mense en ek weet dit want hulle sê dit. Maar ek gee nie om of ek jou irriteer nie. As jy nie na my wil luister nie, moenie kom nie. En in hemelsnaam moet asseblief nooit na Ben Loubser luister nie. Luister na die Gees van God. Luister na die woord. Ek kry die woord hier oop. En hy's oop by Psalm 50. Net die Here is God. En ek en jy wat vanmôre die som maak van ek is 'n Christen, moet besef, wat moet ek wees om 'n Christen te wees? Is ek okay? Marietjie, is jy okay? Wil jy lê? Lê daar op die stoel, man. Jy kan. Ons is family, jong. Marietjie is baie siek vir die wat dit nie weet nie. Openbaring 2 vers 2, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid. God weet wie en wat ek en jy is. Jy kan mooi lyk. Tot Grootbek het vanmôre vir my gesê ek lyk mooi, want ek het dieselfde kleur aan as sy. Ja, wat jy nou trap soos 'n man uit. Dis waar ek my bo bly staan. God ken jou werke. Hy weet waarmee jy besig is. Hy weet wanneer jy hom 'n rad voor die oë probeer draai. You can fool one man at a time, but not all the men all the time. But you can never, ever even think of fool God. Maar Christene probeer. Predikante probeer. Ons het hierdie wat ek het liewester sê nie. Ek het jou op die proef gestel. Wat sê dat hulle apostels is? Hoeveel van ons dink ons is Christene? Ons sê ons is Christene, hy gebruik die woord apostel in Openbaring en dit nie is nie en hulle leenaars bevind word. Ons is leenaars want ons sê ons is Christene. Wat is 'n Christen? Ek kry 'n brief van 'n bekommerde Christen. Iemand hier
Gee vir elke pastoor 'n brief, hy sê, hy of sy, ek weet nie, as jy jou naam opsit nie, ek my foon aansit en jy stuur vir my 'n boodskap, en die ou begin praat, en hy sê, en jy sal luister, ek begin, hallo my liewe mens, my naam is Ben Loubser, voor ek begin praat, want ek luister nie na ouens sonder name nie, maar die bekommerde Christen sê, hoe bekommerd is hy oor die kerk, en die woord, en die mense, en die bidders, en die sonnaskool, en die musiek. Glo my, ek is ook bekommerd. Ek is bekommerd oor bekommerde Christene, wat nie bekommerd is nie. Bekommerde Christene, wat met maniere loop, wat op staan, ek is 'n Christen. Maar ons is nog nie Christene nie. Ons het nog nie ingekoop nie. Ons is by almal by bekeerd verby. Ons is almal gered. Ons is almal bekeerd. Ons is almal op pad. Ons is goeie Christene. Ek is seker as ons 'n lys moet maak van goed wat ons verkeerd doen, gaan dit dalk baie min wees. En dan dink ons is gereed. Sit weer daai woorde op asseblief. Ek wil gereed wees. Dis oor ek geniet Jesus en God en die Heilige Gees verskriklik. Ek het nie eens aan hierdie lied gedink nie. Maar toe hy speel, toe dog ek, wow, wat moet sy geweet, wat woord gaan ek bring vanmôre? Ons maak 'n belydenis. Elke woord wat jy sê, elke lied wat jy sing, is 'n belydenis aan 'n lewende God. Here Jesus, ek wil gereed wees vir U as U kom. Maar nie soos U wil nie. Ek dink nie, en ek sê dit met baie respek, ek dink nie U verstaan my nie. U verstaan nie waardeur ek is nie. Ek weet nie of ek dit moet oorvertel nie, ek is bietjie skaam. Miskien moet ek dit maar oorvertel. Kan ek dit maar oorvertel my? Nou weet sy nie, nou is haar oor so groot as Volkswagen wieldoppe. Wat gaan hy nou weer kwytraak? My kinders het Vrydag Spanje toe, dink ek, gevlieg vir 'n week. En die kleinkinders bly by ons. En Goggie is 7. Jesus en my kind huil verskriklik oor haar se mamma. En elke traan wat val, is hulle 1000 kilometer verder van ons af met daai vliegtuig. Daarna nog gebeur iets met my wat ek nie oor wil spog nie. Ek begin huil oor my ma. En ek wonder hoeveel keer het ek oor haar gehuil toe ek 4 jaar oud is en sy dood is. Kan jy onthou? Gelukkig nie. En ek besef, hierdie kind se hartseer maak my hartseer. En ek wonder hoeveel keer het ek gehuil. En ek dink hoeveel keer huil God oor kinders van God wat die banke warm sit, nie 'n diens mis nie, onsself Christene noem, maar ons is nie Christene. Of ons is Christene, maar ons is nie wedergebore nie. Ons het die pad geloop, ons het al die goeie en die regte goed begin doen. Maar toe praat Jesus. Luister wat sê Jesus vanmôre vir my en vir jou. Hy begin Jerusalem, Jerusalem. Lukas 13:34. Die volk klink vir my so maklik. Jesus is lig, of dalk roep hy jou naam, Ben, praat met jou. Jannie met jou, Louis met jou. Hy noem jou by die naam. Hy sê, jy wat die profeet doodmaak, en die wat na jou toe gestuur is, stenig, terwyl hulle dikwels wou. Ek
dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hennaar kykens en onder my vlerk wegsteek. Maar julle wou nie. Julle wou nie. God praat met almal, hy praat met my eerste. Ek is nie hier om vir jou te preek nie. Ek is nie hier om jou die skrik op die lyf te jaag nie. Ek is nie hier om jou te vertel hoe wonderlik is dit om hier te staan nie. Dit is nie so wonderlik as wat dit lyk nie. Jy lê in die nag wakker en jy sê, Here, wat moet ek sê? En as jy dink jy weet wat jy moet sê, dan wonder jy of jy reg gehoor het. En as jy hier staan en jy is besig om dit te sê, dan sê jy in jou hart, Here, kan ek nie maar sê, we all going to heaven nie? Ek kan tog nie vir hierdie mooi mense sê, dalk is jy op pad hel toe in die kerk nie. Kan ek ook maar 'n prosperity preacher wees? Dit klink so nice. Almal wat vermoere R1000 ingegooi het, gaan hemel toe. Almal wat vir die pastoor 'n karretjie koop, gaan hemel toe. En dan as ek hier afstap en ek kom by die huis, dan gaan lê ek op met my gesig in my kussing en partykeer huil ek en dan sê ek, Here, was dit reg? Was dit wat U wou sê? Want dis nie wat dit was so moeilik. Ek wil ons met 'n teerekening maak vanmôre van myself. En ek gaan nie van Marlene 'n teerekening maak nie. Of van Gert, of van Tommy, of van... Ek gaan nie eens van Francis een maak nie. Want as ek voor God staan, gaan Francis agter my staan. So ek kan nie vir haar besluit nie en sy kan beseker nie vir my besluit nie. Sy doen by die huis, check my das wat sy gekies het. Maar as goed wat sy nie oor 'n sê het nie, my verhouding met 'n lewende God. En dit het tyd geword dat ek en jy hierdie lewende God begin ernstig opneem. Ben jy hak vas, jy sê dit elke Sondag. My liewe mense, ek gaan dit sê tot ek oortuig is, ons almal gaan hemel toe. Verskoon my. Nee, ek bedoel nie regtig verskoon my nie, maar wie wil. Ek wil hê jy moet hoor wat sê God vanmôre. Ek nooi elke Sondag, gaan op sosiale media, gaan kyk op YouTube, wat gaan in die wêreld aan. Predikers, wat hier groot geword het, in Jesus is lig, wat nou preek, as jy sê Jesus is dit 'n afgod, wat nou die woord bedien, en sê, die kruis is 'n vloek. Want ons is besig om agter die wêreld aan te hardloop. Ons is besig om vriende te maak. My skoonseun is 'n makelaar en partykeer dan kom hy by my en dan sê hy, "Pappa, ek wil jou sien in die boardroom." Dan weet ek, kom ons in die boardroom. Dan sê hy, "Ek is nie nou pappa se seun nie. Jy's nou meneer Loubser en ek is jou makelaar. Hier maak jy droog, dit moet jy doen, dit moet jy doen, dit moet jy doen." Ek bel hom hierdie week, ek sê, "Seun, ja pappa." Ek sê, "Ek is vandag nie jou pappa nie." Hy sê, "Hoe so?" Ek sê, "Ek is jou herder. Jy maak droog. Ek wil nie jou pappa wees nie. Ek wil nie jou pel wees nie. As ek hier staan, wil ek jou herder wees en ek wil vir jou sê, kom in hemelsnaam tot bekering. Kom tot bekering. Ons moet al by hierdie tyd vleis geëet het, ons suig nog aan moedersmelk. Ek en jy moet besef, hier's 'n uitnodiging vanmôre, 1 Korintiërs 11:24-34. Ek gaan net shorthand lees. Neem, eet, dit is my liggaam wat vir jou gebreek is. Hierdie beker is die Nuwe Testament van my bloed. As jy hierdie beker eet en hierdie brood eet en hierdie beker drink,
verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Luister, wat sê God se woord vanmôre van hierdie tafel? Ons kry baie komplimente van die tafel. En Francis bid regtig van vandag af tot volgende keer wanneer sy hierdie tafel moet dek, oor hoe hy moet lyk. Sy kom nie hier ek mag nie saamkom as sy hom kom dek op 'n Saterdagmôre nie. Sy wil alleen wees. Net sy en die skaduwee langs haar. En dan dek sy hierdie tafel. So hierdie kroon is nie daaroor Fransis dink 'n kroon is mooi nie. Hierdie blomme, en gister toe Saterdag toe sy moet kom en sy bel die vrou wat die blomme bring en sy sê wat se blomme sy wil hê, toe sê die vrou, ek gaan probeer, ek is jammer, ek gaan dalk laat wees, my mammie is nou net oorlede. En Fransis sê vir haar los dit en sy kom hier en sy bid en die Here gee vir haar hierdie prentjie. Nou ek verstaan dit nie altyd so lekker nie. Liewe Jesus gee nie vir my prentjies nie. Hy gee vir haar hierdie prentjie. Hierdie tafel is heilig. Hy's deur God ingestel. Hy maak 'n belofte. Hy sê hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. As julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. As jy hier kom en jy vat 'n stukkie brood en jy eet hom, en jy vat hierdie beker. Die woord van God sê as jy honger is, gaan kry brood by Tannie San daar onder in die hoek. Partykeer is hy gaaf, kry baked beans by. Ons is nie hier om versadig te word nie. Ons is hier om 'n verbond met 'n lewende God te hernie. Ons is hier om 'n besluit te neem. Dis nie 'n tafel wat jy na toe kan hardloop nie. Ek het die fout gemaak en ek gaan jou sê hoekom het ek dit gemaak. Dit was vir my verskriklik lekker. Ons het altyd die kinders hier gehou terwyl ons aan God se tafel sit, die avondsmaal. En dan sê ek as die diens verby is, al die kindertjies wat lus is, kom drink al hierdie glasies leeg. Kom eet hierdie broodjies. Jy kan dit nie glo nie. Hulle klim oor mekaar se koppe, hulle hardloop almal van toe, hulle is soos mure. Ons hier niks. Tot ek besef het, dis nie 'n tafel wat jy kinders na toe kan stuur om te kom eet en te kom drink soos hulle wil nie. Maar nou wil ek vir jou sê, jy moet ook nie kom opspring en hardloop en kom eet en drink soos jy wil nie. Dis nie 'n feesmaal nie. 'n vleeslike feesmaal. Dis 'n geestelike feesmaal. As jy hierdie brood eet, word jy een met Jesus Christus. Wat beteken dit? Ek en Fransis het eendag daar voor gestaan, diep in mekaar se oë gekyk, gesê, I do. Jy sê die woord van God, hoe word julle een? En wat ek saamgevoeg het, mag niemand skei nie. Toe sê hy, Fransis, jy moet jou pa en ma verlaat en jou man aankleef. Ben, jy moet gelukkig lewe met die vrou wat ek in jou hand gesit het. Dis net 'n vrou, dis net 'n huwelik. Hier kom ons sluit 'n verbond met 'n lewende God. Ek wil siel, gees en liggaam een wees met Jesus Christus. Kan jy dink wat jy sê as jy dit sê? Johannes die Doper sê, ek is nie eens werd om sy skoene vas te maak. Ek doop met water, maar hy doop met die vuur van die Heilige Gees. Ek en jy is in dieselfde posisie vanmôre as wat Johannes was. Ek en jy is in dieselfde posisie. Ek en jy moet vanmôre besef, hoekom is ek hier vandag? Die laaste dag van die vakansie. Party ouens het nog nie heeltemal die sand uit hulle oë gekry in die seewater. My liewe mens, dis lekker om kerk te hou. Ek like kerke.
Ek kry swaar, ek weet nie wat gaan ek doen volgende jaar as ek moet aftree en ek kan nie meer elke Sondag hierbo staan nie. Ek weet nie wat gaan ek doen nie. Ek hoop maar liewe Jesus kom haal my voor ek dit moet doen. My liewe mense, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet en hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here Jesus. Wat beteken dit? Hulle verwag 'n koning. Ons verwag 'n verlosser. To change my life. Om my gesond te maak, vleeslik. Om my ryk te maak, vleeslik. Om my alles te gee wat ek nodig het, vleeslik. My kinders slim en ryk te maak, vleeslik. Ek luister na, dis in die aand stilte tyd hou na my kinders se gebed. Hulle begin so met 'n rympie en dan sê hulle iets van, dankie vir speel en lag. En dankie vir oupa en oumas en pappas en mammas en boeties en neefies, hulle hardloop hulle so deur. Dit is baie kosbaar en dis baie lekker om aan haar te luister. En dan is dit my beurt. En dan bid ek en ek hoop hulle neem dit in, hulle drink dit in. En dan sê ek, Here, ek is happy met my karre, met my huis, met my vrou, met my kinders, met my kleinkinders. Ek het 'n baie fantastiese, gelukkige lewe. Maar Here, is ek gereed? Here, het ek regtig my ou ben afgesterf? Here, is ek regtig gewas in die bloed? Here, is ek regtig toe geonderdompel is opgestaan 'n nuwe skepping? Here, die goed wat ek weet wat verkeerd is, doen ek dit nog steeds? Of het ek dit regtig gelos? Ek sukkel maar net soos jy. As 'n rooi kappie op die TV is, ek het safety belt aan my bank. Want as daai man op die TV is, wil ek net iets doen. En dan moet ek 'n nuwe TV koop. My liewe mens, Here, ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees as hy kom om my te haal. Hy kan my dalk nou kom haal, hy kan my oor môre kom haal. Dis nie belangrik nie. Ek het julle iewers nou die dag iemand vertel van my droom wat ek gehad het. En dit, die Tupperware. Was my so bevestiging. Ek droom ek is in 'n vliegtuig wat val. Het ek dit hier vertel? So julle almal ken dit. Ek wil gereed wees, Here. Ek wil gevul wees met die Heilige Gees. As ek my hand op iemand sit, dan wil ek hê sy met die salwing van die Heilige Gees ervaar. Gister, 2 baie liewe mense van Jesus is lig. Die een is gediagnoseer met kanker stage 3 en die ander het gister of eergister haar eerste chemo ontvang. En toe is daar 'n chemiese ontploffing en sy kry nie asem en sy is amper dood. Julle ken hulle. Die een is Nadine wat voorgesing het en die ander een is Santa se skoondogter. Ons het Santa nou die dag begrawe. Ons het haar sussie en haar swaar en haar skoonsussie en hulle kind hier al 3 saam begrawe toe hulle van 'n waterval afgeval. Sy kanker, stage 3. Here, as ek my hande uitsteek, wat ervaar mense? Ervaar hulle 'n Christen? Of ervaar hulle Jesus hands extended? Is ek en jy al by Jesus hands extended? Of het ons vasgehaak? Omdat ons hierdie tafel misbruik. Ek en Francis is nou 21 jaar, voltyds in die bediening. Ek moet altyd na Tannie San kyk, want ek kan nie onthou nie. 21 jaar, nou skinder sy by Francis, plaas hy sê ja, of nee.
Mense wat 21 jaar hier is, wat nog nie die adreslys ingevul het nie. Ek is 'n wedergebore kind. Huwelike, wat na 21 jaar of 10 jaar of 5 jaar nog op die rotse is. Ons ek is 'n wedergebore kind van God. Mense wat elke aand 'n dop drink voor hulle gaan slaap. Is 'n dop drink sonde? Nee, maar die woord van God sê, as dit 'n gruwel in jou vriend se oë is, jou man of jou vrou se oë, moet dit nie doen nie. Hoe moeilik is dit? Vat die borrel en keer hom in die drein om. Ek moet julle vertel, ek swat 'n bekom graad daar by Unisa en ja, ek is so opgestres en ek kla by my baas die dag. Ek sê, "Joh, hierdie tyd van die jaar is laai liedjie wat hulle sing van Jacaranda stad, mooiste stad." Nou dis wanneer daai jacarandas blom wat die Unisa studente eksamens kry. So ek hou nie van daai plaat nie. As die jacarandas blom, dan is my magie sommer omgekrap. En hy sê vir my, "Nee man, moenie laat hierdie goed jou stres nie. As jy nou vanaand klaar geswat het, gaan nou vanmiddag en koop jy vir jou bottel whisky." Nou ek het 'n ou neef, ou groote, hy's net so dik. Nou groote kom so once in a blue moon van der Byl af vir my kuier en ek kry toe 'n bottel 3 ships whisky %. En ek bær hom in die kas en as hy groote kom, gooi ek hom 'n single so tweede. Ek dink hy bottel het 18 jaar gehou. Toe hy soveel oor het, toe sê ons gaan hy gaan dit nie drink nie. Ons gaan dit bære tot ons eendag dood is. Dis nou 'n lang storie, daai bottel bestaan lankal nie meer nie. Hy's toe weggegooi met daai bietjie whisky in. Maar in elk geval, ek gaan toe, hy sê dan vat jy 'n dop whisky, net een doppie. En dan vat jy ys en jy sit dit in daai masjien van Fransis wat dit so sneeu laat lyk. Hulle noem dit crushed ice. Hy sê in rustige musiek. Nou ek is nogal in hierdie musiek. En hy sê dan sit jy daai musiek op. Jy sit al die lig af, jy sit jou earphones op. Ek het 'n groot hi-fi gehad. Onthou jy ouma was so kwaad toe ek hom gekoop het, hy het meer gekos as 'n huis. Woe, my ouma was kwaad vir my daai dag. In elk geval, en jy sit daai Montevani op, en jy sip daai whisky, en as jy klaar is jy 'n nuwe skepper. Nou ek gaan ook vandag probeer drink. Nou doen ek alles wat hy sê, my kinders en my vrou slaap, Montevani speel die wals, en ek sip daai whisky so, maar dit is sleg. Yes, daai goed sleg. Jy kan 'n airplane start met dit. Nou luister ek Montevani, nou dink ek ook, ek gaan weer probeer. Die derde wat ek maak, toe gooi ek dit in die drein en ek sit af en ek gaan lê agter Fransis se rug. En ek vat daai whisky en ek gooi dit in die drein. Nee, ek bære dit was groot as 'n whisky. Ek bære dit. En dan kom by die werk en hy sê, "Het jy toe my plan gevolg? Ek sê ook jy daai slegte goed syp. Kry dit nie in my liggaam nie." Hier sy man is kwaad vir my. Hy sê, "Bring hy bottel vir my." Ek sê, "Dit is groot as 'n bottel." Wie op onwaardige wyse aan hierdie tafel kom sit, hierdie brood eet asof dit brood is. Waar's oom Dani? Oom Dani gaan koop Sondag daar by Geduld aardappelbrood. Nou bring hy vir my 2 weke agter mekaar een saam. Toe verbied ek hom, want ek vreet daai ding op, one shot. Dis lekker. Jy eet dit met jam, en jy eet dit met net wat jy wil, en jy druk dit in jou koffie, laat die sop spat. Maar is ook al weer honger. Ek sê, oom Daan, asseblief stop dit, want kyk hoe dik het ek al geweeg geword. My liewe mens, hierdie tafel is nie 'n kruk nie. Dis nie iets waar jy kom leen nie. Dis nie iets, as jy nie bereid is om jou lewe te verander nie, kan jy nie deel wees van die liggaam van Jesus Christus nie. As jy wil verander, dan kom sit jy aan die tafel, dan eet jy die brood en jy drink die wyn, want jy word deel van die liggaam en hierdie is die Nuwe Testament, jou nuwe begin. Ons water die tafel af. Toe ek 'n kind was, het ons net elke 3 maande in die NG Kerk
aan God se tafel gesit. Die Sondag aand voor nagmaaloggend het ons 'n voorbereidingsdiens gehad. Wie kan dit onthou? Net ek en jy, Dina. Hier is nog 'n paar wat nou bietjie stadig was. Het ons 'n voorbereidingsdiens gehad. Woensdag aand by die bidhuur het ons gebid vir ons om ons skoon te was in die bloed van Jesus, laat ons Sondag aan die tafel kom sit. Nou sit mense en ek ken hulle lewens val uit mekaar uit. Hulle, amper sê ek, hoer en remoer, hulle syp, hulle vloek, hulle slaan, hulle doen al hierdie ongoddelike goed. En as ek sê, kom bedien jouself, dan breek hulle bene om voor te kom, en hulle eet, en hulle drink, en hulle lag, en hulle stamp mekaar rond, terwyl ons nie besef, wat is hierdie nie? Terwyl ons dink ek is 'n Christen, ek het reg tot die tafel. Jy het geen reg tot die tafel nie. Jy het net reg as God jou toestemming gee, maar hy het 'n waarskuwing. Hy sê, as jy op onwaardige wyse hierdie brood eet en hierdie beker drink, sal jy skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here Jesus Christus. Onthou julle, ons het nou die dag hier na 'n stukkie movie gekyk van Jesus se kruisiging. En die skare skree kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. En baie van ons sit hier en sê, as ek daar was, so ek daai Romeinse Katoliek, ek sal like om hulle ook uit te haal, hulle is heeltemal van die pad af. Sal ek hierdie Romeine keel afgesny het. Paulus het probeer, toe kry die ou sy oor terug. Ek hulle kies te stop bly. In elk geval, die woord van God sê, nie Ben Loubser nie, ek het dit nie uitgedink nie. Hy sê, julle kruisig my daagliks. Julle kruisig my daagliks. Want wie op onwaardige wyse eet of dan nee, wag. Maar die mens moet homself beproef. Kyk gou na jou hande. Is ek waardig, Here, om vandag aan u tafel te kom sit? Nee, wag. Ek vra nie of jy sonder sonde is nie. Jy is nie. Maar die goed wat jy doen jy dit met willig? Kom sit jy aan die tafel en dan beklei jy op pad huis toe oor die budget en oor die kinders en oor die familie. Dreig julle mekaar heeldag. Hoe die ou tannie gesê, nooit gedink aan skei nie, maar baie aan moord. Doen ek die goed wat nie by bekering pas nie, terwyl ek weet dis verkeerd. Beproef jouself, so sê die brood, man, ek kan nie, en so van die brood eet en uit die beker drink, wie op onwaardige wyse, hy sê dit weer, in vers 29, wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself. Daarom is daar swakkes en siekes en 'n aantal het al ontslaap. God maak 'n uitnodiging vir môre. Hy nooi my en hy nooi jou. In Matteus 26, 8 tot 28. Hy sê, neem, eet. Hierdie is my liggaam. Marlientjie, kom jy, al my kinders wat altyd hier voor sit, is op lang naweek. Geef my 'n broodjie aan asseblief. Een van daai kruisie broodjies. Baie dankie my kind. Al vat ek sommer 2. Jy sal sien daar sulke broodjies. Lyk soos 'n kruisie. Amanda bak het. Waar's Amanda? Sy het geëiwel. Sy is so klein, jy sien haar in elk geval. Liewe mens, ek wil jou nooi om vanmôre, neem eet, dit is my liggaam. Net so die beker nadat hy gedank het, gee hy dit, drink almal hier uit. Hy sê, as jy nie vanmôre gereed is, as jou huwelik nie gereed is, as jou verhouding met jou ouers nie gereed is nie, as jou kinders nie gereed is nie, gaan en maak reg en kom terug. Gaan en maak reg en kom terug. Wie wat doen die Christene?
Vat jou tafel en stiekem Ben. Nee, mense sal nie dit doen nie. Glo my, mense in Jesus is lig het dit aangedoen. Toe ek gesê het, ons gaan nie vanmôre aan die tafel sit nie. Wat doen hulle? Hulle sê, man, hou jou tafel. Ons het jou nie nodig nie. Terwyl God gesê het, ons mag nie aan die tafel sit nie. Het hulle na iemand se huis toe gaan en hulle het sommer een van groot van oom Dani se brode gaan koop en 'n 5 liter daai wat hulle so oor die skouer die wyn vat. Dis wat die Christene doen. Want hulle is nie ernstig nie. Hulle besef nie wat is hierdie nie. Hulle besef nie hoe voel dit om hier te staan en die heel nag te bid en te sê, Here, sê ek die regte goed nie. Is hierdie die Heilige Gees of is dit Ben Loubser? As jy dink dis Ben Loubser wat dit sê, oor hy wil snaaks wees of hy wil belangrik wees, doen my 'n guns. Stuur vir my 'n WhatsApp en sê, stiek, Jesus is lig. Ek gaan na 'n beter kerk toe, 'n beter predikant toe. Maar as jy glo dis die Heilige Gees van God wat met my eerste en hier klap hierdie mic praat. Sak op jou knie en sê, change my life. Change my life. Wees eerlik met jouself. Kan ek en jy sommer net kom aansit? Ag, ek het so baie goed wat ek wil lees, man, die tyd vang my. Wanneer jy deur iemand na 'n bruilof genooi word, moenie in die voorste sitplek sit nie. Dit het een keer met my gebeur. Ek is nie regtig voor op die wa nie, al dink baie mense so. En ek het by 'n groot, is 'n groot diens in 'n kerk hier in Benoni en ek moet toe ook daar wees. En ek sluip hier agterin en gaan sit in die agterste ry waar niemand my ken nie en ek sit so half undercover. En ek praat nie met julle in die voorste ry. Nou skalaf voel nie Zellies. Dis hulle in die tweede ry. Dina sê nee, ons sit nie in die voorste ry. Ek sit daar agter, doodstil in die hoek. En die hoofpastoor van die gemeente loop verby. En hy sien my, sê, Ben, wat maak jy? Ek sê, ek sit hier. Hy sê, nee, jy moet voorsit. En hy bring my hiernatoe en hierdie diens met hierdie 1000 pastore moet sê, en Ben sal vir ons open met gebed. Ek sê, Here, is dit moontlik? Is dit moontlik dat hierdie Ben Loubser, wat ek en Dina nou baie goed ken, dat hy vorentoe genooi word? Ek wil vanmôre vir jou sê, moenie vorentoe hardloop om aan die tafel kom sit nie. Maak jy seker, moet ek vanmôre aan die tafel sit. En as jy voel jy kan nie, kom sak jy op jou knie. Kom sak jy op jou knie en sê, Here, vergewe my. Here, ek wil 'n kind van God wees. Here, ek het soveel goed in my lewe om reg te maak. Ek het goed wat ek moet regmaak met myself en met God. Ek het goed wat ek moet regmaak oor my gesindheid teenoor ouens wat ek nie van hou nie. Daar op 'n ander plek sê die woord van die Here, ek weet daar's mense wat jy nie van hou nie. Ek weet ek moet regmaak met my lewensmaat. Ek weet ek moet regmaak met my kinders. Partykeer dink ons om reg te maak met jou kinders is om sorry te sê. Partykeer moet jy hulle wetter. Dis dalk regmaak. Ek moet regmaak vanmôre voor ek aan die tafel kom sit. Anders drink ek en eet ek 'n vloek oor myself. Ek gaan afsluit. Ek hou nie van afsluit nie. Dan sal hy sê voor die wat, daar waar hy sê, en elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en wat homself verneder sal verhoog word. Lukas 14:11. Ek wil vir jou vra vanmôre. Ek wil jou vra vanmôre. Verneder jouself voor God. Kom Michael. Verneder jouself voor God. Ons gaan begin met hierdie lied. As jy regtig wil gereed wees, sal jy nou jou oë sluit en sê, Here, is ek 'n goeie Christen? Of is ek 'n ware, wedergebore kind van God? Is ek gehoorsaam aan die woord?
Luister ek na die woord of gooi ek die pastoor met 'n klip of kritiseer hom? Dit is maklik om hom te kritiseer. O, Vaderland. Moenie na my luister nie, luister na die stem van die Heilige Gees van God. Here, is ek gereed om aan u tafel te kom sit? Is ek gereed as u my kom haal? Ek is 'n baie goeie Christen, ek is 'n baie goeie kerksmens. Ek speel in die band, ek preek van die kansel af of op die TV, dit klink so vernaam. Dit is nie. Mense kan dink jy's goed, maar jy moet nie dink jy's goed nie. En asseblief, moenie dink die pastore is goed nie. Dalk gaan jy uitvind, hulle is ook net mense. Is jy al weergebore, gewederbaar? As jy gehoorsaam, as die woord van God sê, bekeer jou, laat jou doop, jy mag nie steel nie, jy mag nie vloek nie, jy mag nie begeer nie. Ons wil so graag dit regmaak, maar ons vergeet van hoogmoed en my gesindheid en die manier, the way that I walk and talk. Jy kan nie nou huis toe gaan nie. Hy man is nou moeg vir hierdie oom wat so praat. Sit hom neer, moet jy hom vashou nie, asseblief, want dan ref hulle. As jy hom vashou, dan ref hy. Los hom, hy pla my nie. Pla jou, maak toe jou oor. Ek dink jy moet in elk geval jou oor toe maak. Here, hoe lyk ek regtig? Wie is ek regtig? Ek is Januarie 68. Die volgende een slaat ek 70. Kan jy dit glo? Ek voel sommer oud as ek dit sê. So lank is ek in die huis van die Here. Ek het my hart in vir liewe Jesus gegee toe ek 'n klein seentjie was. Preek ek vir die kussings. Turn or burn. Dis nie belangrik nie. Dalk is jy jare in die kerk. Dalk is jy die slimste persoon wat hier sit. Dalk kan jy elke een hier kritiseer soos jy wil. Dalk kan jy my baie meer leer, vir my en pastoor Roan leer as wat ons ooit in ons lewe geweet het. Dis nie belangrik nie. Wil jy regtig gereed wees? Jannie, Zelbit, kry vir julle 'n bordjie en 'n Gert, Marlene, kry vir julle 'n bordjie en 'n kelkie. Ja. Johan, jy en jou vrou, ek kan nou nie op julle name kom nie. En ek het jou naam so geoefen. Daphne. As ek daai naam geoefen en dan vergeet ek hom alweer. Wil jy regtig gereed wees? Is jy bereid om die tweede myl te loop? Is jy bereid om jou 70x7 te vergewe? Is jy bereid om die ander wang te draai? Is jy bereid om mekaar te help in liefde? Is jy bereid om die regte besluite te neem? Is jy bereid om te luister as die Gees van God met jou praat? Dit is so interessant, mense bel my, pastoor gee vir my raad, dan gee ek raad, dan sê hulle, that'll be the day. Ek doen nie wat jy sê, dan sê ek, hoekom bel jy my, jy mors my tyd. En jy mors God se tyd, want ek antwoord nie wat ek wil nie, ek antwoord wat hy sê ek moet. Ons gaan hierdie lied sing, en jy gaan 'n besluit neem. Nou is hulle klaar hier voor, eintlik moes julle sal eers aan die tafel kom sit het. Maar kom ons sing maar hierdie lied. En terwyl hulle die lied sing, neem jy 'n besluit. Wil jy regtig gereed wees? Ja, maar ek weet nie wat om te doen nie. Dan kom sien jy my, of pastoor Roan, of pastoor Daniel en Sonja, alles nou by die see. Maar die wind waai 40 knope en dit is onder vriespunt. Jy sien, terwyl ons nie saamgevat het. As jy nie weet hoe nie, is baie mense wat kan en wil saam met jou bid.
Ek wil jou nooi vanmôre. Benny, kom. Staan daar in die hoekie. Mariaan, kom staan daar by hom. As jy hier sit vandag en jy sê, Jene, maar wat moet ek doen? Dan gaan jy na hulle gaan saam met jou bid. En as jy gereed is, dan loop jy na daai mense en hierdie toe. Ek dink julle moet hier kom staan, hier voor, dan kan die voorste gedeelte hiernatoe kom, en soos baie min vanmôre, dit gaan vinnig gaan. Julle gaan soontoe en julle gaan soontoe. Ek wil gereed wees vir die een wat kom, vir die bruidegom. Ek wil die bruid wees. Ek wil hê as ek daar by die hemelpoort kom met Jesus so staan. Sê Benny, ek het so lank vir jou gewag. Ek is so bly jy is hier. Ek wil nooit hoor, ek gaan weg, ek ken jou nie. En my titel, pastoor, gaan nie in my guns stel nie. My hart, my gehoorsaamheid. Jy moet 'n besluit neem. Is ek gereed? Leef ek soos God se woord sê ek moet? Ag, ek kry nie amen gesê nie, ek wil net aanhou en aanhou. Jy neem self die besluit, jy doen wat jy wil, as jy die beker wil hê, hier staan die pastoriemoedertjie, sy gaan jou die beker bedien, hulle gaan sing, jy gaan 'n besluit neem. Dankie my kind.